Strome mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek wil U naam vereer. U alleen is my bron van krag en U Direk daaronder staan Satan se oorlog. Ek wil hê jy moet daardie opskrif baie mooi en duidelik inneem, want die eerste vers wat ons nou gaan lees, gaan die hele aand vir ons in sy regte perspektief sien. Hierdie is môre aand se laaste vers. Môre aand gaan ons saam studeer oor waar kom die duiwel vandaan? Wie is hy? Wat is sy ontstaan? Dis die boodskap van Openbaring 12. Kom ons begin vanaand by die laaste vers van Openbaring 12 hoofstuk. En die draak was vertorend op die vrou, die bruid, die kerk. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge. En hier kom die groot gedagte nou. Hy het weggegaan om oorlog te voer. Waarteen voer hy oorlog? Wat is sy doel? Hy het weggegaan om oorlog te voer teen die gebooie, teen die ander nakommelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Maar omdat vanaand se onderwerp die gebooie van God is, wil ek hê, jy moet sien, daar's twee punte. Hy maak oorlog teen die getuienis van Jesus, teen die geloof in Jesus en ook teen die gebooie van God. Maar vanaand is ons klem die gebod van God.
Ek wil hê jy moet dit sien, hy het weggegaan, hy het spesiaal oorlog gevoer teen die gebod van God, teen die gebooie. Dis die inhoud van hoofstuk 12. Ek neem hier oor nou na Openbaring 14 vers 12, die 3 engele boodskap wat ons nog by sal kom. Hier kom 'n definisie van 'n heilige. Luister baie mooi. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Wie is hier die heiliges? Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Vers 17 Openbaring 12 het gesê, Satan voer juis 'n oorlog teen die gebooie van God en die getuienis in Jesus. En over hoofstuk 14 waar die 3 engele die oordeel aankondig, dan sê hy vir ons as mense, onthou een ding, hier is die leidsaamheid van heiliges. Wie is hierdie persone? Hier is hulle wat juist die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Dit staan teenoor mekaar. En met julle gedagte, neem jy weer eens na die laaste hoofstuk van die Bybel, die laaste hoofstuk van Openbaring, 22 vers 14, terug by die gebooie. Salig is die wat sy gebooie doen, sê die woord van God, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, ingaan deur die poorte van die stad. Dis die 3 verse wat ek moet inneem vanaand, om te sien waarheen ons gaan beweeg. Satan het 'n oorlog teen die gebooie van God en die geloof in Jesus. Die leidsaamheid van heiligheid lê juis daarin dat hulle die gebooie bewaar en 'n geloof in Jesus het. En die laaste hoofstuk, die 14de vers sê, salig is hulle wat die gebooie doen, sodat hulle reg kan hê. Nou neem ek hier terug na die Ou Testament en ek wil iets interessant vir u wys. Geskrywe met die vinger van God. Neem mooi die inhoud in van hierdie Eksodus 31 vers 18. En hy dan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinaï, die 2 tafels van die getuies gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Die hele Bybel, geliefdes, is deur heilige manne gedrewe, op papier is, op papier geskrywe. Die enigste gedeelte wat God persoonlik geskrywe het, is watter gedeelte? Nie wat op papier geskrywe staan nie, maar wat op wat geskrywe staan. Op klip, geskrywe met wat? Die Bybel bring dit baie duidelik, met die vinger van God. Kom ek neem in Eksodus 32 vers 16, dit is God se handskrif. En die tafels was die werk van God. Weet jy die tafels geskrywe? God. Die tafels was die werk van God. Die skrif op die tafels was die skrif van God. Ek wil die Bybel in die hand neem as ek dit sê. Die enigste gedeelte van hierdie boek wat ek nou vir u hou, wat u self besit. Die enigste gedeelte in hierdie boek wat persoonlik deur God geskrywe was, is dit die boek Psalms? Is dit Jesaja? Nee. Wat is die enigste gedeelte in die Bybel wat persoonlik in God se handskrif geskryf is? Met sy eie vinger. Die 10 gebooie. Begin jy verstaan waarom die Bybel baie duidelik maak, een van Satan se hoofaanvalle is juist teen die gebooie van God. Jy moet dit begryp. Dan neem ek hier na die 10 gebooie as die verbond. Ons praat so baie dat ons verbondsmense is, dat ons met in God met 'n verbond staan. Wat is die inhoud van die verbond? Ek gaan nou vir u lees Deuteronomium 4 vers 13. Toe het hy aan hulle sy verbond verkondig wat hulle beveel het om te doen. Die 10 woorde en dit op 2 kliptafels geskrywe. Het u geweet dat die inhoud van God se ooreenkoms, sy testament of sy verbond met ons is in wat omvat? In die 10 gebooie, geskrywe met die vinger van God, geskrywe in die handskrif van God. Daar is dalk van u wat vanaand hier sit met 'n vader of moeder wat nie meer lewe nie, maar daar in u leer of in die album het hy nog 'n brief van pa in sy eie handskrif. Dis vir u kosbaar. Die 10 gebooie is in God se handskrif. Baie meer nog as dit. En ek wil jy moet weet, die inhoud, die 10 gebooie is juist die verbond van God. Ek lees ook vir u Deuteronomium 5 vers 22, die hele wil van God. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg en uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. Wat is God se gebod? Net dit wat op die 2 kliptafels geskrywe is. Wat is sy verbond? Net dit, niks meer. Dis die enigste gedeelte wat persoonlik van God kom.
wat die enigste gedeelte in hierdie boek, wat deur God persoonlik geskryf is. Nou dat jy moet onthou wat Jesus vir ons nou die aand gesê het in Johannes 14, wedergeboorte. Wanneer gaan God in u hart kom woning maak? Wanneer gaan God homself aan u kom openbaar? Luister baie mooi. Dis 'n keuse wat jy en ek maak. Wie my gebooie het en dit beklemtoon die, wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het. Wie my lief het, dan gaan my Vader lief hê, en ons sal na hom toe kom. God die Vader en Jesus sal na jou toe kom en jou hart aan jou kom openbaar, kom woning maak. Wanneer? Wanneer u wat in die beeld van God geskape is, met u vrye wil 'n keuse maak, maar ek wil liefde teenoor God hê, want dis die opsomming van die wet, en liefde teenoor my naaste. Wanneer u dit begeer, wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het, en as hy my lief het, gaan my Vader hom ook lief hê, en ek gaan hom lief hê, en ons sal my naam openbaar. Johannes 14:23 sê Jesus dieselfde woorde. Ek weet soms dat ons in Afrikaans ook die Bybel met rooi lê. Wie van u het al 'n red letter edition gesien? Waarvan die Engelse Bybel sê Jesus so direkte woorde in rooi. Hierdie is rooi woorde, van Jesus se direkte woorde. Jesus antwoord en sê vir hulle, hier's nou rooi woorde. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Die woord, die wet is die basis. Weet jy wat sê die wyse man Salomo? Prediker, hy sluit die hele doel af, hy sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God, hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Hier in Johannes, sê Johannes ook, en hierom weet ons dat ons hom ken. Wanneer weet ons dat u die Here ken? As jy sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, sê die woord van God is 'n leienaar en in jou is die waarheid dan nie. Want dit is liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Daar is 'n instaatstellende krag van God wat dit vir u doen, wat ons net nog gaan sien. Ek wil net u met die hele tyd in die gedagte hou. As Satan in sy hele aanvalstegniek na die mens kyk, is die gebod van God een van die bene waarna hy kyk. U geloof in Jesus, u se verlosser en die gebod self. En dis waarom u moet dit sien. Dis liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos jy hom van die begin af gehoor het, dat jy dit daarin moet wandel. Dit wat God met sy vinger geskryf het. Terwyl ons vir 'n oomblik na die 10 gebooie gekyk het, wil ek vanaand die 10 gebooie neem en oor elke gebod net vir 'n oomblikie met u oor die sin daarvan gesels. In 'n mens is dit nie moontlik om naby eers by die diepte van hierdie gebod te kom nie. Die 10 gebooie is werklik die karakter van God. En soos jy weet, die 10 gebooie is 2 tafels. Die een tafel dek die eerste 4 gebooie, die tweede tafel dek die volgende 6 gebooie. Die laaste 6 het te doen met liefde teenoor jou naaste. Die eerste tafel het te doen met liefde teenoor God. Maar wat ons nou gaan doen, ons gaan begin met die tweede deel van die gebod, die liefde teenoor jou naaste, omdat u en ek dit beter ken. Omdat wanneer ons daardeur gestap het, ons net nou by die hoofbeginsel kan kom. U is nie tot hierdie liefde wat God hier omskryf in staat, tensy jy nie 'n verhouding met jou Skepper het nie. Daarin lê die geheim. Daarom ek gaan vanaand, kom ons begin by die 5de gebod. Ek dink dis op bladsy 14 in die boekie, ek is nie seker of die transparant dieselfde is nie. Ek wil vir u sê, die 5de gebod is eer jou vader en jou moeder. Nou as jy hom lees as jy in die Afrikaans vertaal het, dan klink dit amper dis 'n gebod vir kinders dat hulle ouers moet eer. Ek kan nie verseker in die oorspronklike praat hy albei kante toe. Dis een my plig om 'n verhouding met ons kind te hê. Hy kyk na albei kante op Maleagi. Die boek Maleagi sê dit vir my die mooiste. Die harte van die vaders moet teruggebring word na die kinders, die harte van kinders moet teruggebring word na die vaders. Daar moet weer 'n verhouding wees. Ons lei baie in ons persoonlike lewe om die lig van hierdie gebod nie tot volkomme wasdom in ons gekom het. Die hele basis van die samelewing,
Die 5de gebod spreek die verhouding wat daar tussen ouers en kinders bestaan aan. U weet dat 'n samelewing, 'n skool, 'n nasie is net so sterk soos 'n huisgesin is. 'n Huisgesin se sukses, die opvoeding van die jeug, begin by die ouer huis self. Die 5de gebod spreek baie sterk die verhouding tussen ouer en kind aan. Ons bots baie in die lewe met ander. Sommige van ons meer as ander. Luister na hierdie wat ons teen hoofletters gebring het. Die verhouding wat daar tussen ouers en kinders bestaan, veral in hulle ontwikkelingsjare, bepaal tot 'n baie groot mate die geluk of die ongeluk van 'n wese. U probleme waar u nou mee sit, het veral na u gekom in u vormingsjaar. Die eerste van die laaste 6 of die eerste gebod wat te doen het met naaste liefde, kom dadelik by die vorming van die kind. Die verhouding wat daar moet bestaan. Die huis die fondasie van geluk of ongeluk. En daarom vind ons dat die Satan sy grootste aanval op die huisgesin maak. En u weet dis waar. U weet hoe u veg om bietjie tyd met u kind te maak soos dit moet wees. Hierdie gejaagde lewe. Daar is min ouers wat werklik 'n verhouding met hulle kind het. Gaan vra maar vir die onderwysers en die onderwyseresse. Jou probleemkind in jou klas, stap maar na sy huis en jy vind die probleem al daar. As ek praat onder korreksie, ek dink dit was die Universiteit van Bloemfontein, wat 'n hele paar jaar, ek dink so 11 jaar gelede, 'n opname gaan maak het by meer as 1000 huise. Hulle wou gaan vasstel, is daar 'n verhouding tussen ouers en kinders? En weet jy wat, in kort, dit is 'n groot verslag gewees, maar kom ek gee vir net in kort wat hulle bevindings was, wat dit baie mooi raakvat. Weet jy dat 'n gemiddelde ouer spandeer maar tussen 18 en 23 minute uit 'n 24 uur dag met sy kind? Nou kom die skok. Maar van daardie 18 tot 23 minute is die meeste eenrigting kommunikasie. Het jy huiswerk gedoen, jou klere opgetel? Waar was jy vanmiddag? Net 3 tot 5 tot 6 minute het jy regtig tweerigting kommunikasie, dat jy daarom weet, hoe het dit gegaan met jou kind vandag alleen by die skool? Hoor jy eers die bietjie seer in sy lewe? Meeste ouers het nie eens 'n verhouding met hulle kinders. Baie ouers, kinders se maats weet meer van hulle kind as wat die ouers self. God wil dit nie so hê nie. Dis ons goddelike plig om betekenisvolle tyd met ons kinders deur te bring. Die 5de gebod is net so belangrik soos die 4de, die 7de, wat 'n gebod ook al. Hierdie 10 gebooie soos Jakobus 2:10 sê, is presies een is. Die een is nie belangrik as die ander nie. En u ly omdat hierdie gebod nie nakom nie. Kinders en jong mense, ons maak 'n groot fout as jy in jou vormingsjare nie gehoorsaam is aan jou ouers nie. Jy self gaan die meeste daaronder ly. Ek wil vir u as ouers sê, u wat so baie bid dat u kind geluk moet hê. Ek wil vir u vra, spandeer u nou tyd met die kind? As u nie nou tyd met hom spandeer in sy vormingsjare nie, kan u maar gereed maak vir baie seer en u gaan gereed maak om u kind te verloor. Nie daardie warm verhouding met hom te hê soos dit moet wees. Eer, of kom ek sê om liewe soos in Maleagi kom, die harte van vaders en moeders moet teruggebring word na hulle kinders. Die harte van kinders moet teruggebring, daar moet 'n verhouding wees. Die tyd het aangebreek, glo ek dat ons die TV weer moet afskakel. Ek glo as die TV u beheer, dan onderhou u nie hierdie gebod nie. Kom ons kom vir 'n oomblik met die 6de gebod. Jy mag nie doodslaan. Moord begin in die gedagtes van die mens. Dit begin met 'n haat vir iemand. Maar weet jy dat as u iemand haat, wie ly die meeste? Die persoon wat jy haat of van jou waar hierdie emosie uitgaan? Jy wat hierdie emosie het, om te haat is net so 'n oortreding van God se gebooie as enige ander gebod. Hoeveel geestelike dood word nie deur ons gesaai, deur die verwerping wat van ons af uitgaan nie. As ons kwaad van ander spreek, dan saai jy die dood. Die mens vandag ly baie as gevolg van verwerping. As ons van 'n persoon kwaad spreek en hom kritiseer, beteken dit dat ons hierdie gebod, die 6de gebod, nie hou nie. As jy weer oor 'n egbreker of 'n egbreekster praat, onthou, u staan op 'n gelyke voet. U staan op 'n gelyke voet. Dit beteken dat u nie gelukkig is nie. En die rede vir jou ongeluk is die verdorwenheid van u hart.
wat sy uiting vind in die oortreding van God se gebod. Daar is groot lig in die gebod, soos daar in al sy gebooie is. As ons haat, dan lei ons. As daar waarlik vir ons naaste plek in ons lewe is, dan sal ons nie so lig geraak wees nie. Die teenoorgestelde, ons sal sensitief raak, soos Petrus nou die aand vir ons gesê het, wat ons vanaand weer na gaan kyk, ons sal begin lydsaamheid, empatie, simpatie met ons medemens hê, want hy kom nie uit dieselfde agtergrond as jy nie. Ons ly baie, omdat naaste liefde nog nie tot volle wasdom in ons hart gekom het. Vir 'n kort oomblik het ons net na 2 gebooie gekyk. Kom ons kom na 'n baie sensitieve een, die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Vir baie mense is hierdie omtrent die enigste gebod in die 10 gebooie. Dis waaroor almal sal praat, terwyl ons altyd almal saam oor ander mense sal praat. Kom ons kom by hierdie een, die 7de gebod. As daar een gebod is wat meer gevaarlik en rampspoedig is om te oortree, is dit juis hierdie gebod. Net soos die 5de gebod kom ons nou die gesin, maar hierdie keer stap ons verby die gesin, ons stap na die slaapkamer toe. Na die verhuwelik, na die verhouding self. Waar die bron, die hele samesyn, die sentrale kernpunt van 'n gesin is die verhouding wat die egpaar het. Ons stap heeltemal deur. Satan besef dat as hy die huwelik en dus die huisgesin kan vernietig, hy die wêreld onder sy voete het. As die huisgesin val, dan stort 'n nasie in mekaar. Dan stort 'n nasie in mekaar. Wie hierdie gebod oortree, eindig in chaos. Onthou wat 'n gebod? Om buite die huwelik te beweeg. Egbreek. Daar is geen geluk en lewensvervulling buite hierdie gebod nie. Gaan stap maar saam met die mense wat hulle totaal hieraan oorgegee het. Gaan stap maar en gaan kyk of daar vervulling buitekant hierdie gebod is. Kyk maar na hulle strak gesigte, hulle is altyd aan die hardloop, hulle is soos dwaalende geeste, vervulling ken hulle nie, hulle is hopeloos verslaaf. Hulle self weet daaroor, maar hulle kan daar niks doen nie. Sulke mans is erger as diere, hulle is, ek weet nie van onthou waar ek hierdie aanhaling gekry het, maar dit was vir my so raar. Sulke mans is erger as diere, hulle is duivels in menslike gedagte, van die ware heilige liefde weet hulle niks nie, en die wêreld is vol manne en vroue van hierdie soort. En hulle mooi netjiese huise is soos hel daar binne. Typies dit, weet jy dat die huwelik nog voor die sondeval ingestel was? In die tuin van Eden het God hierdie band van eg tussen 'n man en 'n vrou geskoei, wat die hele bakermat van die beskawing is. Jy mag nie hier buite tree nie. Die ellende van 'n groot klas is so groot dat die dood vir hulle verkiesliker sou wees as die lewe. Baie sterf voor hulle tyd, omdat hulle lewe aan wellness geoffer het. Seks buite die huwelik is 'n vuur, wie daarmee speel sal homself verbrand. Dit maak jou so bedwelmd dat jy vir niks anders kan bestaan nie. Daar is 'n oorlog vandag teen hierdie heilige eg wat in die tuin van Eden begin is. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Ons almal is tot 'n meerder of 'n mindere mate skuldig aan hierdie gebod. Ons weerhou soms inligting op ons inkomstebelasting of waar ook al om ander te bevoordeel. Maar mag u ontdek dat iemand anders dit met jou gedoen het, dan is jy hoogs ontstel. Ons almal trap oor die tou hier. En hierdie dinge ontneem ons die vrymoedigheid wat ons moet hê. En ons kinders is die aanskouers hiervan. U kinders is intelligenter as wat u dink. Wanneer 'n moeilike situasie kom en jy weet jy was skuldig, weet jy waar kom ontrafel jy dit? Meeste van die tyd ontrafel ons hom nie voor die persone wat ons moet nie, maar by die etenstafel voor ons kinders ontrafel jy en rasionaliseer jy totdat jy onskuldig voel, maar moenie dink u kind neem nie waar en kyk nie dieper nie. Ons beroof ons kinders so van die voorbeeld wat ons moet gee. Kyk wat sê Spreuke, wie reg doen en eerlik lewe, met sy kinders gaan dit goed. Die reg doen en eerlik lewe. Ons mag nie steel nie. En ek het goddelike hulp nodig. Ek dink soos ons deurstap deur net nie om te kyk na die 6 gebooie wat te doen het met naaste liefde. Besef ons het hulp nodig. Maar dis waarvoor God daar is. Dis waarom ek vanaand nie met die eerste 4 gebooie begin het nie, maar met die laaste 6. Dat jy behoefte kan besef. Wie reg doen en eerlik lewe, sy kinders, haar kinders, neem integriteit en beginsel vastheid in. Jy lê vir hulle 'n fondasie wat die lewe kan rig.
dit is die vinger van God wat dit geskryf het. Kom ons kyk vir 'n oomblik vinnig. Dan dan bietjie hoe pas die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die kern van die 9de gebod het te doen met ons gesindheid van ons hart teenoor ons medemens. Die leuen, 'n leuen is liefdeloos, die waarheid is vol liefde. Ons gesindheid blyk nergens so duidelik as in ons woorde nie. Ons slaan mekaar so maklik met woorde. Ons praat agter die rug van mekaar. So verhaal oor ander word maklik geglo. En ek wil net na die volgende 3 sinstedes kyk. Daar is normaalweg baie waarheid in wat jy van jou naaste vertel. Kom ons neem dit bietjie stadiger. Daar is normaalweg baie waarheid in so 'n verhaal, maar dis 'n onnodige waarheid oor jou geliefde, oor jou naaste, oor hy wat saam met jou werk. Dis 'n onnodige waarheid, dis 'n vergrote waarheid, dis 'n liefdelose waarheid en dis die meeste van die tyd 'n halwe waarheid. Maar nie die feit dat jy die liefde in u naaste met soveel lus kan verkondig, is 'n baie duidelike aanduiding dat u hulp nodig het. Dat jy self siek en dat jy nie regtig geluk ken nie. As dit is hoe jy op jou naaste moet loop, om daarom ergens in die lewe 'n identiteit te hê. God het 'n baie beter plan as dit vir my en vir u. Daar is 'n wet in hierdie verband. As jy stories van ander verkondig, gaan daar stories ook van jou vertel word. En wat ons nie besef nie, die mense wat so lekker na ons dinge indruk, draai net so maklik om. Dis geen verhoudingbouer nie. Dis soms maklik om 'n band te kry, want ons almal het 'n probleem met die persoon al daar, maar dit is nie werklike band nie. Kom maar in die nood en kyk of hy wat saam met jou is, werklik saam met jou is. Hierdie is 'n kanker wat maklik onder ons versprei. Groot hartseer was al daardeur veroorsaak. Die mense wat die meeste daaronder ly, is u en ek wat dit aanbied. As ons kwaad van mekaar spreek, is dit net so groot oortreding as wat jy die Sabbat oortree, as wat jy die naam van die Here eintlik gebruik, as wat jy reg. Hierdie gebooie is gelyk. Ons moet dit besef. Ons kom met die 10de, die laaste een van die 6. Jy mag nie begeer nie jou naaste se huis nie, sy vrou nie sy diensmag of enigiets wat van jou naaste is nie. Die 10de gebod, ons gaan dit nou in Jakobus lees, die 10de gebod is in werklikheid 'n samevatting van al die gebooie. Paulus stel dit so duidelik. Die 10de gebod sê vir ons waar al die kwaad begin. Jakobus 1 vers 14 en 15. Jy moet weet dat elke kwaad wat u en ek doen, die oomblik as ek daardie ding steel, die oomblik as ek 'n probleem begin doen, is dit net 'n aanduiding van wat lankal in my wese begin tot wasdom gekom het. Kyk waar begin 'n probleem. Maar elkeen word versoek. Dis nou Jakobus is net in dit letters nie, maar daar is Jakobus. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesteek en verlos word. 'n Probleem ontstaan eers waar? Binnekant jou wese. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesteek en verlos word. Daarna as hy die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle verwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Kyk of jy hiermee kan saamstem. Saai jy dis 'n begeerte, dan maai jy 'n gedagte. Saai jy 'n gedagte, dan maai jy 'n daad. Saai jy 'n daad, dan maai jy uiteindelik gewoonte. Saai jy 'n gewoonte, maai jy 'n karakter, en wanneer jy 'n karakter saai, het dit 'n ewigheidsbestemming. Dis al wat ons gaan oorneem na die hiernamaals, is die liefde teenoor God, liefde teenoor ons naaste, ons hele karakter opset. Waar begin probleme? By jou, wat jy koester hier in jou binneste. Veral wanneer jy nie die emosie van liefde het nie, maar wanneer jy in 'n hoek is. As begeerte eers in jou hart die oorhand gekry het, word jou naaste vir jou 'n struikelblok, die een wat God gesê het jy moet lief hê. Iemand wat jy nie weggery moet word. Want wat hy het, wil ek hê. Van alles word 'n slagveld gemaak. Later moet sy vrou veroordeel word, sy kinders moet verneder word of gewen word. Dis 'n pad wat nie mooi eindig nie. Ek dink jy gaan saam met stem met hierdie 3 paragrafies.
uit hierdie korte oorsig van die tweede tafel van Gods gebooie. En ons het net so ietsie gesê wat nie naby gekom het om dit te kan omskryf nie. Uit hierdie korte oorsig van die tweede tafel van Gods gebooie is dit duidelik dat dit hemelse gebooie is. Hemelse gebooie. Hierdie liefde waartoe ons as mens, is liefde waartoe ons as mens nie sonder die Here kan kom nie. En dis waarom, wat ons nou in kort na gaan kyk, is die eerste 4 gebooie. Die liefde wat hier omskryf is, wat hemelse gebooie is u en ek nie tot in staat, tensy ons Skepper se hand neem. Dis hy wat dit vir u kan doen, 'n verhouding met hom. En dis waarom ons dan die eerste 4 nou gaan kyk en waar dit die belangrike deel van dit is. Dit gaan oor ons verhouding met God. Kom ons kyk vir 'n oomblik dan na die eerste gebod. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Daar is geen ander wese buitekant God of materiële dinge wat vir jou kan doen wat jy verhouding met God kan doen nie. Slegs God kan hierdie hartsverandering. Ek hoop u het onder leiding van die Heilige Gees met ons powere poging om iets te probeer sê van die laaste 6 gebooie te besef dat u hulp nodig het. Dis God wat u kan nie maak. Maar slegs God kan hierdie hartsverandering aan u gee. Maar as ons hulp by ander gode gaan soek, is dit by 'n doodloopstraat. Hierdie gode beskik nie oor die krag om jou van hart te verander nie. Vat byvoorbeeld geld. Geld is vir baie mense die sekuriteit, of kom ons gebruik 'n ou Bybelse woord, 'n afgod. Geld kan baie dinge vir ons gee. Groot dinge, motors, huise, oorsese reise, maar geld kan ons nie van hart verander nie. Ons kan al hierdie dinge besit en nog steeds leeg wees van binne. Ek het eendag die vraag gehoor, wat is die geheim van veeverhaaltjies dat hulle die toets van die tyd deurstaan? Baie groter en baie ryker verhale lewe skaarse geslag. Maar veeverhale, as poestertjie, al hierdie verhale, Jack en sy boontjie, hoekom het die toets van die tyd deurstaan? As jy almal sal analiseer, sal jy sien, almal het te doen met die feit, arme as poestertjie, arm en verworpe, en eendag ontdek sy die jackpot. Die bonusobligasie, die skoentjie wat pas en wat haar skielik ryk maak. Die mense die geloof, as jou omstandighede verander, gaan jy gelukkiger word. Is dit waar? Wat moet verander is van binne. Kom ons lees dit. Kom ons lees die 1 Timoteus, kom ek begin is by vers 9, 1 Timoteus 6. Maar die wat ryk wil word, nou baie keer sal ek sê, maar ek werk nie om ryk te word nie. Maar daar diep in ons wese mag dit dalk wees, dat u voel, dat u finansiële opset vir u die sekuriteit kan bring. Die advertensie wêreld bring dit ook so aan ons. Ek wil stadig stap deur die Bybel en kyk of jy iets kan hoor hier. Maar die wat ryk wil word, soms is dit rykdom, soms is dit die geleerdheid, die sekuriteit, die feit dat jy 'n beheer is oor die werk. Maar die wat ryk wil word, sê die Bybel, val in versoekinge en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mens laat wegsin en verderf en ondergaan. Nie laat opstaan nie. Want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof en myself met baie smarte deurboor. As dit vir u die woord van God is, hoor bietjie wat daar staan. Dis 'n valse sekuriteit. Dis nie u wat 'n groot erfporsie moet kry wat vir u die geluk gaan bring nie. Dis God wat dit van binne vir u kan gee. Daar staan dat hulle self met baie smarte deurboor. En as u wil eerlik wees in u eie lewe en as u wil rondom u kyk, sal u besef dit is waar. Dit is waar. Maar jy, kom ons kyk na vers 6. Maar jy man van God, vrou van God, vlug van hierdie dinge weg. Jaag na geregtigheid, sorg, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Soek God en hy sal vir jou daardie innerlike vrede gee. Die ware sekuriteit. Miskien kan ek daar die heel eerste vers weer terugbring. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Die meeste van u en ek as ons klerekas oopmaak, wie van u se klerekas is so vol, jy sukkel om jou hemp te soek? Wie? Ek wil daar nie verhandig opvra. Geliefdes, het ons te veel of het ons, wie van u het vanaand te min? Dis 'n redelike vraag. Tweede gebod. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak. Nou, u en ek kan baie maklik sê, maar ons maak dan nie meer gesnede beelde.
Ek wil vir julle sê, wat so oomblikie. Wat is die sielkunde hier agter? Waarom het die heidense godsdienste vir hulle hierdie beelde gemaak om te aanbid? Ten eerste wat het jy na die beeld gegaan en jy het hom gaan vorm soos jy hom wou hê. Dit was jou skeping. Maar die belangriker punt agter dit is die reëls wat hierdie God van jou verwag is uiteindelik reëls wat jy vir hom gaan gee. Dis eintlik geskoei uiteindelik wat jy bereid is om te gee. Dit staan op Markus 7 vers 7 en 8. Maar te vergees vereer julle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou ons aan die oorlewering van mense vas. Wat doen ons met die woord van God? Ons knip weg wat ons wil hê, wat ons nie wil hê nie, en ons lig uit dit wat ons wil hê. Te vergees vereer ons die Here deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl ons die gebod van God nalaat, wat het ons nou gehoor, wat is die enigste gedeelte van hierdie boek wat deur God se eie hand geskryf is? Wat is in sy handskrif op kliptafels? Terwyl ons die gebod van God nalaat, sê die Bybel, ons doen presies dieselfde en uiteindelik sit ons dat die woord nie meer in ons lewe krag het nie. Ons kies wat ons wil hê. En soms is dit die dinge wat ons, as ons dit aanhoor, so bietjie wil teenkanting gee, juist dit wat gaan deurbreek deur daardie harde dop rondom die hart. Dit wat jy so na smag is daar baie nader as jy net die woord van God in sy balans wil inneem. In sy geheel, want dit bly, die hele woord, sê Timoteus vir ons, is deur God ingegee. Die hele woord. Tweede laaste gebod wat ons dan gaan kyk, dan word 'n belangrike punt aanspreek. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik. As jy die naam van die Here sonder eerbied gebruik, het dit nie net 'n negatiewe invloed op jouself nie, maar ook op jou toehoorder. En as ons in ons aanhoorders verloor dan die besef van die feit dat God alleen ons kan nuut maak. Dit word vir ons alledaags, dit word net 'n segswyse. Ons vind vandag baie goedkoop godsdienstige praatjies. Baie van ons sê ons is Christelik, want by elke teekoppie saam praat ons oor die Here, maar min korreleer ons dit. En ek hoop jy gaan my reg verstaan op die volgende transparant. Ons hoor hoe baie mense sê, Jesus het my gered, Jesus het my die doel van sonde gelig, Jesus is die middelpunt van my lewe. Maar as jy kom na die persoon se lewe en die balans, dan besef jy, maar die Here rig hom nie werklik nie. U is nie Christelik net omdat u baie oor die Here praat nie. Ek dink, en ek hoop jy gaan my reg verstaan, ons moet begin minder oor die Here praat, want dis ons eie persepsie wat hier na vore kom. Hoe ek dit sien en hoe u dit sien, nie een van ons, is almal subjektief. Ons moet kom by die plek waar ons die perspektief wat die Here wil hê van hom moet ontvang. En dit kan nie alleen doen as u tyd by die woord van God deurbring. Ek wil u met dit weer hoor. Wanneer u en ek by die teekoppie oor die Here so baie praat en ons eie persepsies uitdeel, moet ons versigtig wees. Moet dit nie doen sonder 'n gebed in die hart nie. 1 Korintiërs 12 sê vir u, beproef die Gees. Kyk werklik, wat is daar? Wat uiteindelik is, maar Markus 7 vers 7 en 8 wat ons nou net daar gehad het, realiseer weer in my lewe. Kom ons kom by die vierde, ons gaan baie vinnig, die vierde gebod. Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. Hierdie gebod bring ons nou by die klimaks of die geheim agter die 10 gebooie. Daar is geen krag in hierdie gebooie self nie. Ons kan nie net hierdie gebooie neerskryf en sê, daar is die regte reëls in lewe daarvoor. Die krag van hierdie gebooie lê by die God, die skepper, of dan liewer baie sterker vanaand, u herskepper, die agter die gebooie. Dis alleen wanneer u 'n verhouding met hom het, wat u nie kan kom. Dis waarom die Bybel van u vra 'n sewende van u tyd. Van die Here vir u, 6 dae gaan arbei jy, maar die 7de dag kom terug na my, dat ons 'n verhouding kan hê. Dis slegs wanneer ons tyd met God deurbring, dat jy nuut word. Die geheim agter die gebooie lê in die gewer daarvan. Die een wat u gemaak het en wat u wil herskep. As u vroeg op die tyd in die môre opstaan, maak jy tyd vir hom. Spandeer die tyd met hom. Ons het jou reeds gesê, u weet dat 'n 24 uur dag, u slaap 8 ure, u werk 8 ure, so is dit tog veronderstel om gebalanseerd te wees. Weet jy wat staan in Psalm 127 vers 2?
Te vergeefs dat ons vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Die Here sê vir my kinders, gee dit sommer terwyl hulle slaap. En ek wat so hard werk om die gesin in stand te hou, vaders en moeders, u hooftaak is nie, die pa se hooftaak is nie om te net te sorg of die moeder na die huis reg is nie. U hooftaak is om vader en moeder te wees. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan. Laat opbly, brood van smarte eet. Die Here sê, vir my kinders, gee ek dit sommer terwyl hulle slaap. Ons prioriteit het dalk ergens 'n probleem. Die 4de gebod se geheim lê is daarin dat jy 'n verhouding met jou Skepper moet hê. Ons het vanaand vir u uit die boek Openbaring gelees dat Satan het 'n oorlog teen dit wat ons noem die 10 gebooie. Satan het 'n oorlog met dit wat met God se eie vinger geskryf is. En die Christelike wêreld is oor die 10 gebooie in 2 gedeel. En ek gaan vanaand nie kant kies nie, ons gaan dit net vir u neersit. Die helfte van die Christelike wêreld sê die wet van God is aan die kruis genaal, jy hoef dit nie te onderhou nie. Die ander helfte van die Christelike wêreld sê, maar dit is nog steeds bindend. Dit bly nog 'n lewensreël waarvolgens ons lewens bedryf. Nou wat ons vanaand gaan doen, ons gaan aan albei kante die tekste lees. En mag God naby u kom, want albei kan nie waar wees nie. Ek gaan begin om hierdie onderwerp van 2 kante te bekyk of ons waarskynlike weerspreek. Kom ons begin met Galasiërs 2 vers 16. Luister nou mooi, ek gaan hom stadig lees. Onthou dit wat in die liggaam is. Die Christelike wêreld is, ek wens jy was net 1 gang, dan kan ons sê ons is in 2 gedeel. Maar die Christelike wêreld, een kant sê die wet is verby, hy is aan die kruis genaal, jy hoef hom nie te onderhou nie, hy is weg. Die ander sê nie, maar hy is nog steeds binne. Nou die eerste groep sal hierdie teks byvoorbeeld lees, Galasiërs en Romeine. Luister nou mooi, dan kry jy vir jouself 'n punt hier. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie. En dit is so waar. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Niemand gaan uit die wet regverdig word, en dit is so groot waarheid. Het jy dit? Nou neem ek na Romeine 2 vers 13. Interessant genoeg dieselfde skrywer. Hierdie het gesê die werke van die wet gaan niemand regverdig wees. Kyk wat sê Paulus. Jy het net gehoor wat Paulus in Galasiërs 2 vers 16 gesê het. Kyk wat sê Paulus in Romeine 2 vers 13. Omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet by God regverdig sal wees. Hierdie lyk na 'n oënskynlike weerspreek. Ons het nou net in Galasiërs gelees, uit die werke van die wet gaan niemand regverdig word. Dieselfde skrywer sê, nie die daders van, nie die mense wat net van die wet praat sal gered word nie, maar die wat dit doen. En as dit 2 verskillende skrywers was die saak makliker, kan ons sê, hulle het mekaar uit 'n ander perspektief gesien. Hier is net 2 moontlikhede. Of Paulus weerspreek op homself, uit die werke van die wet gaan niemand gered word nie, en in Romeine sê, uit die werke van die wet gaan jy gered word, of daar is 'n moontlikheid dat hy nie oor dieselfde wet praat. Ek het dit vir nou vir u in die lig haal. Ek wil hê meeste mense as hulle die woord wet in die Bybel lees, omdat die 10 gebooie die prominente gebod is, as hulle die woord wet lees, hardloop ons gedagtes dadelik so doen. Ek wil net vir u vinnig wys, dit is nie so. Vat net oor die wet van sonde. Romeine 7 vers 21. Kyk, wat se wet kan jy daar uithaal? Paulus sê, ek vind dis hierdie wet hier in my binneste. As ek die goeie wil doen, ek wil 'n beter pa nou wees, ek wil 'n beter ma nou wees, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Net vanmôre vroeg lees ek my Bybel, ek sê, Here, help my om meer geduld met my kind te hê. Maar op 'n daai oggend by die ontbyttafel sal klein Jannie nie net 'n bietjie melk mors nie, maar hy stamp daai hele glas oor die tafeldoek en op my, en ek is 'n dame en ek moet weer heeltemal oor aantrek. En vir die dames is dit verskriklik. Dis goed nie dan. En daar gaan dit weer. Is dit die 10 gebooie wat daarna verwys word? Nee, die wet van die sonde. Ek vind dis hierdie wet, as ek goeie wil doen, hier is 'n mag wat teen my werk. Die wet van God, vers 22, dieselfde hoofstuk, maar ek verlustig my na die innerlike wet van God. Ek verlustig my na die wet van God, na die innerlike mens.
As ek dit nou in my dade dit nie doen nie, tog begeer ek dat dit my wese moet wees. As ek vir Romeine 7 vers 15 en 19 en 18 moes bysit, vers 15 sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek net nie, maar wat ek haat, dit is ek. Hierdie maan wat ek nou is, wat op hierdie 3-jarige kindjie afklim, omdat hy naak omgegooi het, maar besef hy die koördinasie nog nie. Vanaand is hy rustig in die bed slaap en sê, maar wat gaan met my aan? Kyk hoe loop ek behoor, so klein bonneltjie mens. Hy kan nog nie eens kry, hy kan nog nie eens, sy koördinasie is nog nie eens ontwikkel nie, maar voordat ek kon kry, sy boel oor. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. As jy besef, jy het hulp nodig. Maar wat ek hier wil wys, die verskillende wet, die wet van my gemoed. Ek wil jy net sien, nie elke keer waar jy die woord WET skryf, kan jy sê 10 gebooie nie. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed. En my gevange neem onder die wet van die sonde, die wet van die gemoed, wet van die sonde. Onthou ons het in die lig 'n probleem. Galasiërs 2 vers 16, die geregtigheid deur die wet sal niemand gered word. Romeine 2 vers 13, net die dades van die wet. Wat is die oplossing hier? Nou wil ek hê jy moet die onderskeid mooi verstaan. Daar is nie net die 10 gebooie nie. Kom ons lees wie dit mooi. Ek lees vir 2 Korintiërs 21 vers 8. Luister mooi wat hier staan. Die Here sê, ek sal die voet van Israel nie meer laat rondswerf by die land wat ek aan hulle vaders gegee het. Die Here sê, ek wil graag jou probleme vir jou stop. As hulle net sorgvuldig gaan handel volgens alles wat ek hulle beveel het, en volgens die hele wet wat my knegt Moses hulle beveel het. Daar was 'n wetboek, of genoem die Pentateeg, dan tereg weet, dis die eerste 5 boeke van die Bybel. Die wet van God is die 10 gebooie op kliptafels, maar dan was daar die Pentateeg of die wetboek van Moses. Hier sê die Here, dit gaan met hulle goed gaan, as hulle alles doen wat God hulle gegee het, en die hele wet wat deur Moses gekom het. Kom ons lees nog 'n keer, Nehemia. Nehemia sê, op die berg Sinai die Here neergedaal, het met hulle gespreek, regte verordeninge, betroubare wette, insettinge en 'n gebooie gegee, ja, hulle Sabbat het hulle bekend gemaak, gebooie en insettinge, en ek weet jy die diens van sy knegt Moses wat hy hulle gegee het. Weer moet jy op die stadium nou onthou, die wet van God was geskrywe op kliptafels, beskrywe met die vinger van God. Toe dan hulle sy verbond verkondig wat hulle beveel het, op die 10 woorde. Wat is die gebod van God? Slegs die 10 gebooie. En ek wonder of jy regtig ingeneem het wat ons vanaand gelees het. Ons praat so vir baie van die verbond wat ons met God het. Wat is die verbond wat ons met God het? Dat God sê, ek gaan jou kliphart vir jou uithaal en ek gaan jou 'n wet van liefde gee. Hebreërs, waar die Here sê, ek sal my wet op jou hart skrywe. Dis die ooreenkoms, God wat jou wil nuut maak. Wat 'n verhouding met wil jou hê uit jou vrye keuse. Hy sê, ek het net toe gesê, as jy die gebod van my wil hou, dan weet ek het my lief. Dan gaan ek na jou kom en in jou woning maak en jou in staat stel om dit te kan doen. Jou kliphart vir jou verwyder. Het jy die gedagte weer? Daar staan dit. 'n groot stem gespreek, niks meer nie, en dit op 2 kliptafels. Die woord WET, slegs met 10 gebooie, dan weet jy dit verwys, dis die enigste wet van God. Nou wil ek jy moet besef, die 10 gebooie, as jy die heiligdom stelsel, ek wens ek het die prent vanaand, of ek kon hom vir jy ingescan het met die kamera, onthou daar was 'n heiligdom stelsel, daar was die binnehof, wat eintlik die buitekant, dit word die binnehof genoem, dan in die heiligdom stelsel was daar 2 vertrekke, 'n heilige vertrek en 'n allerheiligste vertrek. In die heilige vertrek kon die priester elke dag ingaan. En die allerheiligste kon die hoëpriester slegs 1 keer per dag, 1 keer per jaar, op die dag van Yom Kippur, as jy wil lees Levitikus 16, op die dag van Yom Kippur, die priester kon 1 keer per jaar eers in die allerheiligste ingaan. Nou wat was binne in die allerheiligste? Die ark. Wat was binne in die ark? Die 10 gebooie. Wat was die hele sentrale tema van die heiligdomstelsel? Die enigste gedeelte wat God self geskryf het. Wat was die ark se deksel genoem? Ek hou amper meer van die Engelse woord. The mercy seat, die genade deksel. Miskien Afrikaans nog beter eintlik as ek nou dan dink. Die versoendeksel. Daar binne in die ark lê die hele ideaal van God vir ons.
Maar hy het gaan sterf op Golgotha. Dis wat by die voorhof gebeur het. Die bloed, hy het sy bloed gestort. Hy bied jou vergifnis, maar hy bied jou ook reiniging. Die versoendeksel, die genadedeksel. Hy wil jou nuut maak. Die kern van die hele heilige stelsel was juist dit. Maar ek wil hê jy moet weet, die wet van God was binne in die ark geplaas. Die heeltemal die kern, die sentrale tema. Waar was Moses se wetboek geplaas? Waar was Moses se wetboek? Ek lees weer Deuteronomium 31. Toe Moses die woorde van hierdie wetboek klaar in 'n boek geskryf het op die einde toe, het Moses aan die Lewiete wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en gesê: neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark. Die wetboek was buitekant die ark neergesit. Waar was die gebod wat God met sy eie vinger geskryf het? Binne in die ark. Is daar 'n onderskeid tussen die twee? 'n hemelsbreë een. Die een gaan oor besnydenis en offerandes en wette. Die ander een gaan oor die kern van alles. Die 10 gebooie geskrywe met die vinger van God. Nou wat is want dan die groot vraag is, wat is aan die kruis gedaan? Is dit die 10 gebooie? Is die 10 gebooie weggedoen? Kan ons nou maar egbreek? Kan ons nou maar steel? Is dit wat God bedoel het om aan die kruis te sterf? Of is juist om versoening te bring? Nou kom ons lees dit liewer. Kolossense 2 vers 14 sê vir ons wat is aan die kruis gedaan. En die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was. Is daar iets in die 10 gebooie wat jou vyandig is? Is die gebod wat sê jy mag nie egbreek nie? Is dit 'n vyand van jou of tot jou voordeel? Die gebod wat sê jy mag nie steel nie, is dit jou vyand of is dit tot jou voordeel? Die skuldbrief teen ons met sy insettinge ons vyandig was, dit uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis te naal. Is jou skuldbrief waar jy oral skuldig was en Jesus het die prys vir jou betaal. Jesus het nie jy skuldig geword toe jy eggebreek het, toe jy gesteel het, toe jy haatdraand was. En nou wanneer God jou vergifnis bied, gee jou nou nie die vrypas om dit nou vrylik. Die gebod geld nog net so. Kom ek lees nou vir u wat Paulus skryf meer as 50 jaar na die kruis alreeds. 1 Korintiërs 5:7-19. Meer as 50 jaar na die kruis skryf Paulus, die besnydenis is niks. Nou maak dit nie meer saak of 'n baba seentjie besny is of nie besny is. Hoekom? Wat was besnydenis? Dit was aan die vooruit geplaas. Dit was die voortplanting. Die Here beloof vir Abraham en jou nageslag Abraham sal die Messias gebore word. Daarom moes daar 'n register gehou word. Maar na die kruisiging, nadat Jesus die uiteindelike groot lam daar was dit nie meer nodig. Nou sê ek hom. In Moses se wetboek het daar gestaan, 'n kind op die 8ste dag moes wat gebeur met hom? Hy moes besny word. Moet ons dit nog doen? Wat daar staan daar? Die besnydenis is nou net 50 jaar na die kruis en vandag 1995 jaar daarna. Die besnydenis is nou niks. Die onbesnydenis is nou niks. Maar die onderhouding van die gebooie van God. Wat geld nou nog? Die besnydenis is nou niks. Die onbesnydenis is nou niks. Maar die onderhouding van Moses se wetboek. Die onderhouding van God se gebooie. Dit geld nou nog. Kom ons gaan vra Jesus self. En nou gaan Jesus 'n bietjie in die hart klim en vir ietsie van die hart vertel. Jesus sê vir hulle: moenie dink dat dit vir een oomblik in jou gedagte inkom nie. Moenie dink dat ek Jesus gekom het om die wet of die profete of die profeseë te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar dat dit sy volle vervulling nou kan kry. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygegaan het, sal nie een jotakie of een titeltjie, en as jy die nuwe vertaling lees, sal jy nie 'n letterstreepie, nie eens die punt op die i, die beklemtoonde die akiet daar op daardie op die i, sal nie eens kan weggaan. Nie 'n jota of 'n titeltjie van die gebooie mag 'n mens breek en die mense so leer nie. Kom ons begin weer. Elkeen is wat een van die minste van die gebooie breek en die mense so leer. Ek gaan terug na vers 18. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat dit alles tot wasdom kom nie. Elkeen is wat een van die minste van die gebooie breek en die mense so leer, gaan die minste genoem word. Dis 'n Joodse idioom wat beteken, daar gaan nie eens in die hemel na jou verwys word. Sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elkeen wat die wet van God leer,
sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Kyk bietjie op die, en dan het die Here op hierdie gebooie begin uitbrei. Kom ons kyk wat sê hy hier. Jy het gehoor dat daar aan die ou tyd gesê was, jy mag nie egbreek. Die 7de gebod. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat net na 'n vrou kyk en haar begeer, alreeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. In die ou tyd hier begeer jy nou, maar jy het nie tot daad gekom nie. En jy is onskuldig. Die Here sê, haal Jakobus aan. Waar begin 'n sondeprobleem? Die oomblik as ek die daad pleeg, is net 'n aanduiding van dit wat hier binnekant gebroei het. Daarom sê die Here, as jy begeer, dan is dit al, as die omstandighede daar was, wat sou gebeur? Is die egbreekgebod weg, verby, of is hy nog steeds daar? Is die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie, is hy nog daar? Die 8de gebod, jy mag nie steel nie, dink jy is nog daar? Die gebod wat sê, eer jou vader en moeder, is hy nog daar? Kan die gebooie ooit weggaan? Dis ewigheidsbeginsels. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk en dan begin alreeds in sy hart die saad van val begin skoei. Jy moet aan 'n sonde werk, nie die oomblik as jy dit gepleeg het nie, wanneer dit nog in sy kiemstadium is, moet jy al verkrag van Here reinig my hart. Moenie dink dat ek gekom het om een van hierdie gebooie te verander nie. Nie 'n jota of 'n titeltjie sal verander word nie. Elkeen wat in die minste dit verander, sal nie eens in die hemel na verwys word nie. Maar elkeen wat dit doen en leer, gaan groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Wie is die outeur van hierdie 10 gebooie? Wie het dit in die Bybel neergeskryf? Is dit deur Samuel geskryf? Is dit deur Dawid? Wie het dit gebring? Besef u dat die 10 gebooie die enigste gebod in die Bybel is, of die enigste gedeelte van die Bybel wat persoonlik deur God geskryf is. U moet dit so inneem, u moet dit so besef. Satan het 'n oorlog teen die gebooie van God. Satan wil hê mans, u moet in die hart voortdurend bly begeer. Hy wil hê dames dat een ek van ander moet kwaad spreek. Satan het 'n oorlog teen hierdie beginsels van God. Dan kan hy die hemel nie instap nie. Ons het nou die aand gekyk. Want dit is die verbond. Wat is die inhoud van die verbond wat ons net nog hoor? Die 10 gebooie. Want dis die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee. Ek gaan dit daar diep in jou hart skryf. Want as jy hierdie liefde wil doen, sê die Here, dan gaan ek en die Vader kom en binne in jou hart woning maak. Ons gaan onsself van jou kom openbaar. En saam met Nikodemus sal jy 'n veranderde mens wees. Jy sal dit begeer nie deur jou eie krag nie. Ek sal my wette op sy hart skryf. Ek sal vir hom 'n God wees. Daar gaan 'n verhouding wees. Die in staatstellende krag, die wat jou van my geskape het, wil u en my nuut maak. Is dit nie mooi nie? Want dit is liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Dis God wat jou oorwinning gee oor wat jou probleem ook al is. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ek plaas nou vir u die nuwe vertaling op. En onthou die nuwe vertaling, help om dit so 'n bietjie meer in gewone taal te sê. As daar staan wet, maar dis die wet van Moses, dan sê hulle, dit help tot 'n mate. Of dit help in 'n groot mate. En tog weet ons, dit is die teks wat ons net by gaan spreek, wat ons in die begin as die sogenaamde weerspreking van Paulus. Dit is nie 'n weerspreking. Luister baie mooi. Tog weet ons dat 'n mens nie van sy sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou. Deur wanneer jy gesondig het, 'n lammetjie te bring en hom te kom slag nie. Waar het daardie offerlammetjie voorheen gewys? Dat die groot lam wat geslag sou word. Ons lewe vandag in die realiteit. Die lam is geslag. Abraham is gered deur geregtigheid deur die geloof. Abraham was gered net soos ons. As Abraham hulle gesondig het, Jakob hulle wie ook al, het hulle offer gebring en die belofte van Genesis 3 vers 5 aangehaal. Dank God dat u beloof het dat u bloed my eendag sal reinig. Ons kyk vandag terug van die kruis af na 'n realiteit
Hulle het na die belofte gekyk. Die verlossing in die Ou Testament en die Nuwe Testament is een en dieselfde. God het nie 'n verkeerde plan in die Ou Testament gehad. Hy het net die regte tyd waarop die offer sou geneem word. Ek wil hê, baie mense sê ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is onder die genade. Dis waar, maar ek wil hê jy moet nooit dink wat jy bedoel. Wat bedoel 'n mens as jy sê ek is nie onder die wet nie, maar ek is onder die genade? Kom ek lees net eens hierdie vers vir ons daar reageer. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof. Nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig juist die wet. Wanneer het 'n mens genade nodig? Dis wanneer jy 'n wet oortree het. As ek vinnig moet ry na die hospitaal met 'n siek pasiënt en ek ignoreer die verkeersligte en ek word aangekla daaroor, kan ek 'n doktersertifikaat gaan kry om te bewys waarom ek dit gedoen het. Ek sal voor die regter staan, ek was oor die rooi verkeerslig. Ek het nie by die stopstraat gestop nie. Ek is skuldig. Maar ek pleit vir begenadiging. Ek kan net ek het genade nodig wanneer ek oortree. Maar as ons wil beweer die wet van God is heeltemal weg, as daar nie 'n wet is om te oortree nie, het jy enige genade nodig. Maak ons dan die wet tot nie deur te glo. Inteendeel, ons bevestig juist. As ek boer my kind loop, nie die liefde en selfbeheersing het wat ek moet nie. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, wat ek haat, dit is ek. Nou vra ek vir genade. Here, help my, wat is dit dan? Is dit my dieet? Is ek oorwerk? Wat is dit? Waarmee stry ek in my lewe? Wat 'n identiteitskrisis het ek? Vra vir God vir hulp. En hy lei jou. Ek sal jou kliphart vir jou uithaal. Ek sal vir jou hart van vlees gee. Dis wanneer ek oortree. Maar as daar nie meer 'n wet is nie. Maak ons die wet tot nie deur te glo. Inteendeel, ons bevestig juist die wet. Die hulp wat ons aangebied word. Genade het ons slegs nodig as daar 'n wet bestaan. As daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. En dis geen behoefte aan genade nie. Die waarheid is dat ons nog steeds nie mag steel nie, nie mag egbreek nie. Ons moet altyd onthou, as die wet van God deur wedergeboorte in ons hart geplaas word, dan gaan ons die wet onderhou. Nie om deur die wet onderhouding gered te word. Jy onderhou nie die wet om gered te word. Jy onderhou die wet omdat jy gered is. Omdat God na jou lewe gekom het. Omdat die Here vir jou iets kom doen het wat jy vir jouself nie kan doen nie. En daar is 'n hemelsbreë verskil. Die Fariseer wat al die uiterlike dinge net reggemaak het. Ons gaan dit maklik daarop. As ek net die regte mooi aantrek na die kerk toe kom, alles reg is, as ek mos die goeie, ek gee mos my bydrae. Maar jy is nog net so gemeen en genadeloos as die jong mense in sy ontwikkelingsdae nog nie op jou standaarde kom. Jy onthou nie hoe jy was op daardie stadium nie. Geliefdes, God wil u van harte liefhad. Daarom wil ek wil afsluit waarmee ek begin het. Dis die een teks wat ons vanaand wil hê, die draak, en dis môre aand se hele hoofstuk, gaan nie oor die wet gaan nie, maar oor Satan self. Die draak was getoorn tot die vrou, hy het weggegaan om oorlog te voer, en ek wens ek kon vanaand al reageer op daardie woord, ander nakomelinge, en van die Engelse Bybels vertaal met die woord remnant, oorblyfsel. Ons slaan dit nou oor. Wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus het. Satan smag so en verlang so, dat hy die gebod van God een kant toe sal gooi. Maar, sê die 300 boodskap, Openbaring 14, hier kom juist die lidsaamheid van heiliges te pas. Hier is juist hulle wat die gebooie van God onderhou, deur sy in staatstellende krag. As jy my gebooie onderhou, het jy my lief, dan gaan ek en die Vader kom en in jou woning maak. Hier is die lidsaamheid van heiliges, hier is juist hulle, wat met hulle keuse, nou met die krag van God, hierdie pad stap. Onthou jy Paulus, Petrus se leer nou die hand geloof, kennis, leidsaamheid, onthou jy die pad na bo toe. Daarom is dit die paspoort, salig is die wat sy gebooie doen, nie beweer nie, doen, sodat ons reg kan jy op die boom van die lewe ingaan deur die poorte van die stad. Dank God, dat daar een gedeelte was van hierdie boek, wat hy besluit het, slegs persoonlik deur hom gedoen word. Die hoofsaak van alles is, vrees God en hou sy gebooie, dit geld, dis die hele wil wat God van u verlang. Hier is die laaste transparant vir hierdie aand, die het hom aan die begin ook gesien.
Hieraan weet ons dat U en ek God ken, as ons dat God het wat in ons woon en sy gebooie wil onderhou. Hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, al sê ek glo, is 'n leienaar. Daai wat Markus 7 vers 7 nog sê, te vergeefs vereer jy deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Vers 8, want terwyl jy die gebod van God nalaat, hou jy aan oorlewering van mense vas. In Johannes 5 vers 3, dis liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Dis hy wat jou herskep. Mense is God daaroor gesels. Dis liefde tot God dat ons wandel volgens sy gebooie. Dis die gebod soos ons dit reg van die begin af van die berg Sinaï ontvang het. Dis die groot liefdesideaal wat God vir ons het. Ons het vanaand gestap saam met U woord. Ons het gekyk na dit wat U met U eie hand geskryf het, na U eie handskrif. In die handskrif kon ons lees, die omgee vir ons, hoe U daarna verlang om regtig deel van ons bestaan te wees. Hoe U daarna smag om vir ons daardie geluk te gee, om lief te wees vir die mense saam met ons, om geduld te hê, om waarlik empatie met ons kinders te hê, met ons medemens. Ag o Heer, dankie dat U in ons hart wil kom woon. Sal U ons lei, en ons wil U vra, U belofte in U woord is dit, dat U ons klipharte sal verwyder. O Heer, dat U in ons harte wil woon, ons vir ons harte van vlees sal gee, en liefde vir U sal implant, omdat dit ons keuse is, U ons wil dan respekteer, ook 'n liefde vir ons naaste. Bring ons dan môre aan terug, en help ons om ook te verstaan, waar en hoekom het die sondeval dan gekom, want ons ly baie pyn daaronder, sonde is ook deel van ons wese. Dankie dat U met ons was, en bring ons dan môre aan